Goed, dan is dit weer vir ons aangenaam vanoggend om die kansel aan broer Chris te oorhandig, en soos ons reeds vir jou gebid het, my broer, spreek soos die Here op jou hart gelê het vanoggend. Dankie. Hartlik welkom in die huis van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om weer op 'n Sondagmôre hier te kan wees. Dat ons met vrymoedigheid kan kerk toe kom. Dat ons nie hoef te vrees om die woord van die Here te kom uiter en na te kom luister nie. Daar is soveel gemeentes of soveel kerke daar buitekant in vreemde lande waar dit vandag nog onmoontlik is om enigsins in die openbaar of enigsins die Bybel by hulle te hê. Ek weet in China self skeer die mense blaadjies uit, Bybels uit en vou dit op en bære dit in hulle skoene, dat hulle net ernstiger as hulle geleentheid het, daarom 'n stukkie van die woord te kan hoor. En ons het die voorreg in ons land om die woord saam met ons te kan dra, die hele woord, en dag en nag daarna te kan luister en daaruit te kan lees. Nou, liewe gemeente, ek groet u vanmôre in die naam van ons koning en ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Kom ons begin hierdie diens op die gepaste wyse. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Ons groot en almagtige God, ons kom buig laag vanmôre voor u, en ons kom lê ons lewens voor u voete neer, en ons vra Hemelvader dat u die Heilige Gees ons ore en ons harte ontvanklik sal laat maak vir hierdie woord wat uitgaan vandag. En Here, ons bid dat hierdie woord nie leeg sal terugkeer na u toe nie, maar dat elkeen van ons hierdie woord sal vat en dit sal uitdra daar na buite toe. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe gemeente, ek gaan vir ons die wet voorhou soos wat dit opgeteken staan in Eksodus. En ek lees daar van Eksodus 20 vanaf vers 1 vir u. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder in die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie, hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys die barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is, nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liewe gemeente, ek gaan vra dat u elkeen sal staan, en dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof.
spreek elkeen dan die volgende in hulle harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Liewe gemeente, ons skriflesing vanmôre vind ons in Matteus, en daar die heel laaste hoofstuk 28 Matteus, en ek gaan vir ons lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 20. Matteus 28 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Ek hou vir ons voor. En laat na die Sabbat toe begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing en die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop en dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen, soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid,
Maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan my is gegee die mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek gaan vir die manne vra vir wie dit moontlik is om te staan, dan verenig ons saam in gebed. Onse groot en almagtige God en hemelse Vader, Heilige Gees, Seun, Here, ons kom vanmôre na U toe en ons kom buig laag voor U neer. En ons wil hierdie diens vanmôre aan U opdra, Here. U wat ons Alfa en ons Omega is. U wat ons begin en ons einde is, Here. U wat daar was toe hierdie aarde geformeer was. En U wat daar sal wees, Here, wanneer hierdie aarde tot sy einde kom. Aan U kom toe die lof en die eer en die lofprysing van ons harte. Ag Hemel Vader, ons wil vanmôre kom vra dat U met hierdie gemeente sal wees, dat U met die broeders kerkraad sal wees in die besluite wat geneem moet word. Ja Here, dat selfs die finansies wat geïn is vanmôre, dat U hulle die wysheid en die insig sal gee om dit reg te bestee. Ons bid ook, Here, vir 'n besluit, vir 'n beroep van 'n herderspaar. U weet wie is die regte persoon om hierheen te stuur. En U alleen, Here, stuur hulle. Daarom bid ons, Here, dat U ook die regte name vir hulle sal gee, wie hulle moet beroep. Ja, Here, dat U hand ook daarin gesien sal word. Dat die herderspaar wat hiernatoe kom, Here, dat U daardie wind onder hulle arendsvlerke sal wees, en dat hulle die gemeente kan lei, Here, na hoër hoogtes toe. Ons bid ook, Hemel Vader, vir die mense wat daar buite is, wat U woord gehoor het, Here, wat U ken, maar wat nie na U huis toe kom nie. Dat die Heilige Gees ook in hulle harte sal werk en hulle aan die brand sal maak, Hemel Vader, dat daar weer 'n begeerte in hulle sal wees om te kom luister wat U vir hulle wil sê. Dan bid ons ook vir daardie wat U nog nie ken nie. Hemel Vader, ek wil bid dat U mense sal oprig, dat U in mense se harte sal werk, sodat hulle U roepstem sal hoor, en sal uitgaan, Here, in die evangelie daar buite te kan gaan verkondig. Sodat hierdie mense wat U nie ken nie, Here, U kan leer ken. Maar Here, dat ons dit so sal doen, dat dit nie net deur woord en daad gedoen sal word nie, maar dat ons lewens daarvan sal getuig. Dat die Heilige Gees soos 'n ligstraal uit elke een sal skyn, sodat die ander mense dit kan raak sien. Dat die wat U nie ken nie, Here, dit sal raak sien en sal wil begeer om ook so te kan lewe. Om ook daardie lig deelagtig te kan word. Ons dra ook vanmôre al die siekes aan U op, Here. U wat ons groot en almagtige geneesheer is. U wat aan die kruis gesterf het, nie net vir ons sondes nie, Here, maar ook vir ons krankhede.
vra ons vanmôre, Hemelvader, wil U nie U hand uitsteek en elke een van hulle aanraak. U weet wat is die doel met elke een van hulle. En U naam kan verheerlik word, Hemelvader, deur hulle genesing. Daarom bid ons dit vanmôre, Here, en ons vra dat U hand nie te kort sal wees nie. Ja, Hemelvader, ons bid hierdie dinge vanmôre, neem dat ons as sondaar mens dit verdien nie. Maar ons bid dit in die naam van Jesus Christus, wat vir elke een van ons aan die kruis gesterf het. Amen. Nou, liewe gemeente, ons teks van oordenking vanmôre is dan Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, die tema vir hierdie diens vanmôre is die opdrag. 'n Opdrag wat gegee is nie net aan sy disippels nie, maar ook aan elke een van ons. En ons kyk hierso, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En hierdie mag in Grieks is exousia. Let op, dit is nie een of ander mag nie, maar alle mag. Waar die eenvoudige definisie van exousia praat van die reg en die mag om op te tree. Jesus grond sy groot opdrag dan op die glorieryke waarheid dat hy alle mag, hierdie exousia het, om so 'n verklaring te kan maak. Jesus het die absolute vryheid en reg gehad om die woorde van die groot opdrag te spreek. Let daarop dat hierdie alles insluit, die heelal ook. Hoe kan Jesus so 'n ongelooflike stelling maak dat hy alle gesag besit? Wel, die evangelie beantwoord hierdie vraag vir ons. In Matteus 11 vers 27 staan daar, alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Johannes 3 vers 35 staan daar, die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Johannes 5 vers 22 staan daar, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. Gebaseer op die feit dat Jesus alle gesag het, sê John MacArthur tereg, onderwerping aan die absolute soewereiniteit van Jesus is nie 'n gelowige se opsie nie, maar sy hoogste verpligting. Dis nie onderhandelbaar of aanpasbaar volgens die mens se eie spesifieke neigings en planne nie. Dit is eerder die inhoud wat met absolute opregtheid sê, wat die Here ook al beveel, dit sal ek doen. Die laaste woorde van Jesus, wat Jesus Christus geuiter het, voordat hy na die hemel opgevaar het, was 'n opdrag om die evangelie aan die hele wêreld te gaan versprei. Dikwels word dit die groot opdrag genoem. Ware toegewyde Christene sal aan daardie opdrag gehoor gee en daarna streef om die goeie nuus van verlossing met almal wat hulle ontmoet te deel. God wil hê dat elke gelowige 'n evangelistiese gees en gesindheid moet hê.
Ons moet 'n las hê vir die buurman oor kan die pad. Of die sending werk reg oor die wêreld. Die werktuig vir evangelisasie is die plaaslike kerk. Of dit nou deelname aan sendingprogramme is, uitsaai bedieninge, jeugprogramme of ander uitreike, dit is ons plig om God se werk te ondersteun. Ek het onlangs gelees oor 'n vrygewigheid van 'n spesifieke meisie, wat op die jong ouderdom van 6 'n passie vir siele gehad het. Sy het oor 'n radioprogram gehoor van Christene in China wat Bybels nodig gehad het. En vir haar ma gesê sy wil graag help om 85 Bybels in China in te smokkel. Maar sy het slegs R5 by haar gehad. Maar dit het haar nie gekeer nie. Sy het haar kleuterskoolklas aangemoedig om hulle sakgeld te skenk vir die saak. Die kinders het gretig lostakies in die gemeenskap begin doen. En selfs 'n paar volwassenes gevra om te help met hulle idee wat hulle het. Gou het hulle genoeg geld ingesamel, genoeg geld vir 130 Bybels om te stuur. Hierdie jong meisie se begeerte om die verlorenes te bereik, behoort 'n inspirasie te wees vir diegene van ons wat agter geraak het in ons diens. As een klein kleuterskool leerlingetjie 100 siele kan beïnvloed, watter soort impak kan 'n toegewyde dienaar van God nie hê nie? Gehoorsaamheid aan God se bevel is nie altyd gerieflik nie, maar dit is altyd voordelig. Nou vanoggend wil ek juis met u praat oor hierdie opdrag wat ons Here Jesus Christus in die woord vir ons laat opteken het, en hoe dit elke een van ons raak. Sommige van u mag dalk sê, ek is nie gemaak vir die opdrag nie, en u mag dalk reg wees. Maar hierdie opdrag gaan nie net oor dat u alles moet verkoop en na 'n vreemde land toe trek om daar die evangelie te gaan verkondig nie. Sien, jy is dalk goed met organisasiewerk, of jy kan dalk selfs finansiëel bydra tot 'n evangelis se bediening. As elke gemeente van ons kerk 'n R500 skenking maak aan 'n evangelis elke maand, dan kry so 'n evangelis plus minus in 'n omgewing van R40.000 vir daardie maand. Maar nou soms het hulle nie hierdie geld nodig nie. Soms het hulle nie finansiële ondersteuning nodig nie, maar hulle het gebed nodig. En dit is tog iets wat elke een van ons ook kan doen. In groepsverband kan jy by 'n biduur op 'n Woensdag dalk daardie biduur wy aan 'n gebed net vir sendelinge. Ek glo elkeen ken Aksie 18 en het al hulle gebedskalender gesien. Nou as elkeen van julle 'n dag in 'n week vat en een van daardie persone in hierdie gebedskalender neem en hulle as vir gebed opneem vir daardie dag, dan glo ek dat dit baie meer sal beteken. Julle kan bid vir hulle veiligheid, vir hulle finansies, vir krag, maar veral dat die Heilige Gees hulle vaardig sal maak vir die werk wat hulle moet verrig. Sien, nie almal is nodig of is geroep as evangeliste nie. As dit so was, dan sou hierdie kerk vanoggend leeg gewees het. Maar dit is gelukkig nie so nie, anders het ek nie 'n bediening gehad nie.
Kom ons gaan kyk, wat sê die Here vir ons in vers 19 van hierdie geleesde gedeelte. Heel eerste staan daar, gaan dan heen. Nou wie moet uit hierdie eerste groep disippels wat voor hom gestaan het, dan heen gaan? Daar is Petrus, die onbesonne en die eiesinnige. Johannes, wat soms vuur uit die hemel wil roep om mense te vernietig. Filippus, saam met wie die verlosser lank was, en tog het Filippus hom nie geken nie. Thomas, daardie ongelowige, wat eers sy vingers in die gate van Jesus se hande moes steek, anders sou hy hom nie geglo het nie. Tog sê hierdie meester, hierdie Jesus vir hulle, gaan julle, want alle mag is aan my gegee, daarom stuur ek julle. Julle is net so goed vir my doel as wat enige iemand anderste sou wees. Daar is geen krag in julle nie, ek weet, maar alle mag is my gegee, daarom stuur ek julle. Alhoewel hierdie gaan nie letterlike bevel is nie, dra dit wel die krag van 'n bevel oor. Jy moet eers gaan voordat jy kan maak. Dit vra die vraag, gaan ek? En nie noodwendig gaan ek na buitelandse sendings toe nie. As jy werklik geroep is, gaan dan. Maar gaan vra steeds die vraag, neem ek die evangelie doelbewus na die hoofweë en sypaaie, na my skool, my werk, my sekulêre sosiale byeenkomste ensovoorts. Onthou dat Jesus voor sy opstanding, toe hy sy disippels 2-2 uitgestuur het, hulle beveel het om nie te gaan na die heidene nie. Vir daardie doel het hy Paulus spesifiek geroep. Maar nou roep hy ons ook om te gaan. Met een van die uitreike het ek eendag in een van die kerke toe ek uitstap, toe staan daar bo in die deur van die uitgang geskrywe: Jy betree nou die sendingveld. Elke Christen is 'n sendeling in sy eie reg. Want die hele wêreld daar buite is 'n evangelieveld. Moenie aan hierdie evangeliste dink as net daardie getuies wat van die buiteland afkom, terugkeer en met prente en video's hulle kerklidmate kom wys wat hulle gedoen het nie. As jy nie persoonlik die see kan oorsteek nie, kan jy jouself deur gebed en voorsiening betrokke maak. Jy kan vir arbeiders in die oesland bid. Jy kan vir hulle voorsien terwyl hulle in die oesland is. Die kleinste plattelandse kerkie mag 'n wêreldwye bediening hê en die nederigste Christen mag die aarde se verste hoeke aanraak. Die visioen, die uitsig, die waagstuk. Die kyk moet gevolg word deur die gaan. Jesaja het die koning gesien, hy het die land gesien, 'n volk van onrein lippe. Hy het die roepstem gehoor, wie sal ek stuur? En hy het dit geantwoord met die woorde, hier is ek, stuur my. Ons as gelowiges het die opdrag om disippels te gaan maak. Soos dit daar in vers 19 staan, maak disippels van al die nasies.
Die term disipel was 'n gewildste naam vir die vroeë gelowiges. Om 'n disipel te wees het meer beteken as om 'n bekeerling of 'n kerklid te wees. Vakleerlinge kan 'n ekwivalente term wees. Die disipels het homself aan 'n onderwyser geheg, met hom geïdentifiseer, by hom geleer en saam met hom geleef. Hy het geleer nie net deur te luister nie, maar ook deur te doen. Ons Here het 12 disipels geroep en hulle geleer dat hulle ander kon leer. Ons sien in Markus 3 vers 14 staan daar: en hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek. In baie opsigte het ons van hierdie patroon afgewyk. In die meeste kerke betaal die gemeentes die predikant om te preek, die verlorenes te wen en die gereddes op te bou, terwyl die kerklidmate as aanmoedigers, as hulle entoesiasties genoeg is, of toeskouers te funksioneer. Die bekeerlinge word gewen en die regterhand van die gemeente gegee, en dan sluit hulle aan by die ander toeskouers. Hoeveel vinniger sou ons kerke nie gegroei, en hoeveel sterker en gelukkiger sou ons kerklidmate nie wees, as elkeen 'n ander gelowige tot disipel maak nie. Die enigste manier waarop ons 'n plaaslike kerk vrugbaar kan wees en vermeerder, in plaas van om te groei deur toevoegings, is met 'n sistematiese disipelskap program. Dis die verantwoordelikheid van elke gelowige, en nie net 'n klein groepie wat geroep is om te gaan nie, maar elke een van ons, om 'n persoon te identifiseer en om kerk toe te nooi. Miskien net die woord met hom te deel. Miskien dalk 'n stap vir stap boekie in sy hand te steek. Ons begin eers in Jerusalem, volgens die woord, jou eie omgewing. Dan gaan ons uit na Judea, die buitewyke om jou omgewing, dan na Samaria, die res van Suider-Afrika, en dan na die res van die wêreld. Dan sê die Here ook vir hulle, moet hulle onderrig. In vers 19 sê hy daar, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. In al die verskillende forme dra die wortel betekenis die idee van sistematiese onderrig of sistematiese opleiding mee. Dis die woord wat gebruik word om te verwys na 'n koorleier wat 'n koor op 'n lang tydperk of oor 'n lang termyn van repetisie oplei totdat hulle in staat is om te kan optree. Die gawe van profesie kan 'n eenmalige proklamasie van Christus wees. Maar die gawe van onderrig is 'n sistematiese opleiding of 'n opleidingsuitdaging om 'n persoon van een punt na 'n ander te neem. Ek weet die Chinese het 'n spreekwoord wat sê, gee 'n persoon 'n vis en jy voed hom vir die dag. Leer hom om vis te vang en jy voed hom vir die res van sy lewe. Wat is hierdie kurrikulum van hierdie onderwyser? Ons kurrikulum moet wees die Bybel, die woord van God. Die gawe is om die waarheid van God sistematies te onderrig. Nou John MacArthur skryf dat didasko, wat die Griekse woord vir onderrig is, verwys na die oordra van inligting, dikwels, maar nie noodwendig in 'n formele omgewing nie.
Dit het 'n inhouds gefokus, dit het met inhoud gefokus met die doel om die waarheid te ontdek. In teenstelling met die forums wat so gewild was onder die Grieke, waar besprekinge en gekibbel van verskeie idees en menings die primêre bekommernis was. Hierdie Grieke was bekend gewees vir hulle groepe van redenasie, waarin onder mekaar geredeneer het oor dit wat hulle van gelees het. Nou sinagoge onderrig is so geïllustreer deur die van Jesus, was basiese uiteensettings gewees. Die skrif is gelees, verduidelik, afdeling vir afdeling. Dikwels is dit vers vir vers verduidelik. Dit kan deur 'n prediker gebruik word om sy gemeente te onderrig. Dit kan deur 'n dame met 'n klein groepie kinders gebruik word om hulle te onderrig. Dit kan deur 'n moeder gebruik word om haar seun te leer. Dit kan deur 'n man gebruik word om sy vrou te onderrig. Hierdie kan op enige denkbare manier gebruik word wat die Gees van God ook al begeer. Dit is die vermoë om die Bybel of die Bybelse waarheid in 'n sistematiese progressie oor te dra sodat iemand dit ontvang, dit implementeer en dat daar 'n gedragsverandering in daardie persoon sal plaasvind. Trouwens, dis 'n geskenk wat aan baie meer van ons behoort as wat ons besef. Waar begin ons onderrig dan gewoonlik? By ons kinders. Evangelisasie beteken nie net om uit te gaan en al wat groot mens is te gaan evangeliseer nie. Ja, dit moet ook gedoen word. Maar die wat die meeste vatbaar is vir aanvaarding van die evangelie, bly ons kinders. Veral die onder die ouderdomme van 13. Maar ons kan nie ander gaan onderrig as ons self ook nie geleer word nie. Nou daar is verskeie programme wat deur ons kerk aanvaar word die laaste ruk, wat ons definitief van kan leer. Programme is soos die EE3 en The Way of the Master, wat briljante opleidingsprogramme is. Maar die beste opleiding wat ons kan kry, is uit die woord van God. Deur die woord te bestudeer en opreg verhouding met God te hê, gee jy die Heilige Gees 'n woning van waaruit hy sy werk kan doen. Jy gee hom 'n plek waardeur hy kan lewe. Waardeur Jesus Christus se lig wat in ons moet wees, uitgestraal kan word na buite toe. En so kan mense dit raak sien. Ek vat saam. Evangelisasie is nie vir sekere mense bedoel nie. Dis 'n opdrag wat Jesus Christus aan elke een van ons gee om te gaan doen. Jy moet net besluit waarheen gaan jy. Want jy moet eers gaan voordat jy kan disippels maak. Gaan jy binnekamer toe om te bid vir die sendelinge en die evangeliste? Of gaan jy die sypaadjies invaar en die mense van Christus vertel? Gaan jy na die plaaslike skool of gaan jy bank toe om finansiëel by te dra? Daar is soveel plekke waarheen jy kan gaan om hierdie opdrag van gaan dan uit te leef. Dan moet jy disippels gaan maak.
leerders van die woord van God. Nie net vertel en dan te laat spaander nie. Nee, broer en suster, as jy begin het, kan jy nie net laat staan nie. Jy moet deurvoer dit waarmee jy begin het. Daardie saadjie wat jy geplant het, moet versorg word. Hy moet kos gegee word. Hy moet daardie allerbelangrikste lewenswater ontvang. En dit deur ons deur hulle te onderrig. Ons moet hulle onderrig in die waarheid, soos opgeteken staan in die woord van God. Niks anders moet geleer word nie. Nou hierdie opdrag wat ons vanoggend hier in die geleesde gedeelte gehoor het, is nie vir net sekere mense daar opgeteken nie. Dit was nie net vir die disippels gewees nie. Dit het ook betrekking op elke een van u wat hier sit vandag. Luister na die stem van God. Daardie stem wat roep, wie sal ek stuur? Vertrou op die Heilige Gees in u, om u op die regte pad te lei, na daar waar hy u wil gebruik. Bekwam u self deur die woord deeglik te bestudeer, sodat u die waarheid daar buite kan gaan verkondig. Maar u moet dit nie net gaan leer en verkondig nie. Nee, my broer en suster, u moet dit ook leef, want dit help nie u verkondig die een ding en lewe iets anders nie. Wil u nie vandag u oor rig in die rigting van die hemel en luister na die roepstem van God wat roep, wie sal ek stuur? En dan as die Heilige Gees dit op die hart druk, antwoord vandag, hier is ek, stuur my. Amen. Onse groot en almagtige God, die roepstem is vandag geuiter, wie sal ek stuur? Ag en Here, ons wil net bid en vra dat u Heilige Gees in elke een van ons sal werk. Ja, Here, sodat elke een van ons kan sê, hier is ek, Here, stuur my. Stuur my daar na die kerk, na die skool toe. Stuur my daar op die sypaadjies, Here, waar ek die woord kan gaan verkondig. En as dit u wil is, Here, stuur my oor see, na 'n vreemde land, na vreemde mense, waar ek hulle van u kan vertel. Mag die Heilige Gees in elke een van ons werk vanmôre. Mag die Heilige Gees daardie roepstem van God duideliker maak vanoggend. En mag elke een van ons vanmôre, Here, op u roepstem kom antwoord. Amen. My liewe gemeente, kom ons doen dan staande, sing ons dan die slotlied, Halleluja 232, vers 1 en 4, neem my lewe, laat dit Heer.
Voor ek vir ons afsluit met die uitspreek van die seun, wil ek net vra, daar is stap vir stap boekies daar agter, dat jy elke een 'n stap vir stap boekie sal neem en dit vir iemand gaan gee hierdie week. Iemand wat jy dalk nie ken nie. Miskien 'n buurman wat jy vir 'n feit weet wat dalk die Here nie ken nie. Vir iemand dalk op straat. Iemand dalk daar in die winkel, miskien vir daai persoon agter die til. Maar ek wil jy uitnooi om elkeen 'n boekie te vat en net daai een stappie te gaan doen en om vir iemand in die hand te gaan stop. Jy het nie nodig om met hulle te praat of hulle iets te sê nie. Vra hulle net om die boekie te lees. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.